Ek groet jou in die naam van ons Here Jesus Christus. Ek is besig met 'n reeks oor vreugde skeppers. En vandag wil ek praat oor die vreugde van sy redding. In Psalm 51 vers 14 staan hierdie woorde: Gee my tog weer die vreugde van u redding. Nou Dawid uiter hierdie woorde toe hy in berou oor sy sonde met Batsheba tot God gebid het. Wat hy in hierdie tyd die meeste gemis het, was die vreugde van God se redding. Ons verlossing uit die mag van Satan en sonde is seker die grootste rede vir dankbaarheid en vreugde. Reeds met die geboorte van die Messias het die engel aan die herders gesê: Ek bring vir julle goeie nuus wat groot blydskap vir almal inhou. Saligheid, die evangelie is goeie nuus, vreugde nuus. Volgens die profeet Jesaja sou die Messias juis kom om vir ons vreugde in plaas van droefheid te gee, sê Jesaja 61 vers 3. In Psalm 4 vers 8 vertel Dawid van hierdie vreugde wat die Here gee. U het my meer vreugde verskaf as die met graan en wyn in oorvloed. In Psalm 16 vers 11 sê Dawid: U wys vir my die lewenspad. In u teenwoordigheid is vreugde en aan die regterhand is daar blydskap vir altyd. Die profeet Habakuk het die vreugde van God se verlossing ten spyte van erge teëspoed en terugslag bely. In Hoofstuk 3 vers 18 sê hy: Tog, ten spyte van alles, sal ek my verbly in die Here. Ek sal juig oor God wat my verlos. Jesus se woorde aan sy disippels: Bly mens by. Maar moenie bly wees net omdat bose geeste julle gehoorsaam nie. Wees bly omdat julle name opgeteken is as burgers van die hemel. Niks kan mens groter vreugde en blydskap gee as die wete dat jy 'n kind van die Here is nie. Indien jy miskien 'n somberheid in jou gemoed ervaar, dink weer aan die vreugde wat jou in Christus beskore is. Kom ons bid saam. O Here, gee my tog weer die vreugde van u redding. Amen. Seënwense tot volgende week.